Dankie Here Jesus, dankie Vader vir die goedheid en die guns, Vader. Dankie Vader vir die seën, Vader, wat oor uit ons land en oor ons dorp uitgespreek is, Vader. Dankie Vader vir dit wat U vir ons gaan gee. Dankie Vader vir hierdie seën wat uitgespreek is oor elke jong mens, Vader. Vader, ons dankie Here Jesus vir U bo-bynheid, Vader, in ons harte, Vader. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vanaand wil ek praat oor Efesiërs 3 vers 20. I will give you more than you have asked for. Be patient and trust me. Vertrou God vir dit waarvoor ons gevra het. God sê in sy woord dat hy gaan ons meer gee vir dit wat ons gevra het. Jong mens, jou drome, jou planne, jou beloftes wat God aan jou gemaak het. Hierdie belofte wat God gemaak het oor hierdie mooi land wat geroep is Suid-Afrika. Dit is 'n belofte wat God aan ons gemaak het en God gaan hierdie land red. Suid-Afrika is nie verby nie. God is hier om iets nuuts in ons lewe en in ons harte te doen. As jong mense, ons moet net Jesus toelaat in ons lewe. Ons moet net toelaat laat Christus deel sal word van ons harte. Ons moet net ons harte oopmaak en die aangesig van God soek en toelaat en hom vertrou. Die tyd loop dalk min vir jou as jong mens. Dit lyk dalk vir jou asof dit nooit gaan gebeur nie, maar jou deurbraak is by die deur. Jou omdraai is by die deur, die omdraai van hierdie land. Die omdraai van ons as jong mense is hier. Dit is tyd vir ons as kinders van God en kinders van Jesus om op te staan en die aangesig van God te soek en uit te kom uit daardie plek uit waarin ons vashou en uit te kom uit hierdie boksie waarin ons lewe. Jong mens, jong dame, dit is tyd om uit te stap uit hierdie atmosfeer waarin jy is en dit is tyd om in te stap in die glorie van God. Vir te lank het jy tevrede gewees met die minste, vir te lank was ons tevrede met die krummels op die tafel, maar Jesus maak 'n belofte aan ons en hy sê, hy gaan ons meer gee vir dit wat ons gevra het en ons moet net geduldig wees daarin en hom vertrou vir dit wat hy gaan doen in ons lewe, vir dit wat hy gaan doen in die huis van God. En dit is tyd vir ons as kinders van God om ons losbandigheid te los hierdie losbandige lewe waarin ons lewe en dit is tyd om 'n versoening te doen en die aangesig van ons Here Jesus Christus aan te gryp en te soek en te nader. Die woord sê, nader tot my en ek nader tot jou. En hierdie is die tyd vir die jeug van Suid-Afrika om wakker te word en nader te kom aan Jesus Christus en laat hom toe om ons lewens oor te neem. Dit is tyd vir ons om godsdiens terug te bring in die huis van ons vaders. Dit is tyd vir ons om godsdiens terug te bring. Dit is tyd vir manne en vroue, spesifiek ons as jong manne en mans wat moet opstaan en begin 'n ruggraat kry en die woord van God toepas in ons lewens en begin uitleef soos 'n priester waarvoor God ons geroep het en op te staan soos 'n priester. En is tyd vir die vrou om weer die aangesig van God te soek en weer daardie biddende vrou wat God daarvoor geroep het in te tree vir jou man in die moeilike tyd waardeur hy gaan, maar dit is tyd vir die kerk van Christus om terug te kom in die skole. Dit is tyd vir die kerk van Christus om terug te kom by die huis. Dis waarom dit sê dat dit is tyd om die evangelie terug te bring onder ons jong mense en onder ons vaderfigure in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Heavenly Father, I pray, Father God, that this word will encourage us. Here, dat hierdie woord ons sal oprig, Here, hierdie woord, die brandende vuur wat in ons harte is, wees sal dat manifesteer, soos nog nooit van tevore nie, Vader. Here, ons dank U daarvoor, Vader. Ons dank U, Here, vir die belofte wat U aan ons gemaak het. Dankie, Here Jesus Christus, in Jesus naam. Amen en amen.